Goeiemôre gemeente, dit is vir my 'n groot voorreg om vanmôre ook saam met julle om die woord van die Here te vergader, terwyl ons nou in totale lockdown is, agter slot en grendel, is hierdie nou die manier hoe ons kerk gaan hou, en ons weet dit is baie onnatuurlik, maar ten minste kan ons by die Here uitkom. Is ons as gemeente 'n gemeenskap van gelowiges. En daarom kom ons bid saam en dan lees ons saam. Hemelvader, dankie dat ons kan weet dat U ook daar waar ons op ons eie is, ook saam met ons is. Dat U opdrag is dat ons as gemeente by mekaar moet kom en nie die onderlinge byeenkomste moet versuim nie, maar dat ons ook in hierdie tyd, soos 'n kerkie in verdrukking, by mekaar kan kom en kan sê, Here, sien ons raak. Sien ons land raak. Sien ons situasie raak. En kom en bring vir ons vertroosting. Bring vir ons lig. Open U ook nou die woord vir ons, sodat ons ook uit die woord kan hoor en kan verstaan wat U wil vir ons lewens is. In Jesus naam. Amen. Liewe vriende, daar is seker geen beter teken as totale geborgenheid, as 'n kleintjie wat in die arms van haar ouers lê en slaap nie. Magietjie is vol in die oogies is toe. Daar's nie 'n ding in die wêreld wat die kind pla nie. Maslow, die Amerikaanse sielkundige, wat 'n hiërargie van menslike behoeftes daar gestel het gesê dat die eerste behoefte van 'n mens is kos en skuilplek. En dan is die tweede behoefte, die behoefte aan sekuriteit. Om seker te wees van die omgewing waarin jy beweeg. Om reëls te hê waarbinne jy kan beweeg. Reëls wat jou lewe reguleer. En waarin jy seker kan wees dat dit wat vandag is, môre nog steeds sal wees. In Markus 13 lees ons dat Jesus en die disippels op pad is na Jerusalem toe. En hulle is daar in die tempel en hulle het klaar gebid en hulle vertrek van die tempel af. En dan bewonder een van die disippels die grootsheid van die tempel. Here, kyk wat 'n geweldige klippe. Kyk watter geweldige geboue. Vir hierdie disipel was die tempel die bevestiging van sy sekuriteit. Hierdie mooi plek, dis die Here se plek. Hy bly hier. En niks kan met ons gebeur nie, want God is aan ons kant. Dit is die tempel waar die Here woon. Imposant, groot, verteenwoordiging van die Almagtige. En net soos hierdie disippels is ons ook gedurig deur besig om vir onsself bakens daar te stel, om vir ons ankers aan te stel, waarop ons al ons aksies, ons handelinge fokus. Vir die disippels was dit die tempel, was dit die offers, was dit die onderhouding van die Sabbat, was dit die feeste gewees. Dit wat gemaak het, dat hulle self volk van God kon noem. Dit wat aan hulle identiteit verleen. En nou is die vraag vanmôre aan elkeen van ons, is waarop stel jy jou vertroue? Wat is die baken van jou sekerheid? Wat bring vir jou sin in jou bestaan? Wat gee vir jou inhoud? Inhoud in jou lewe. Vir sommige en vir baie van ons is dit jou beroep. Ek is wat ek doen. By die werk het ek 'n rang, het ek 'n posisie, het ek 'n orde. Daar is ek op my gelukkigste, want daar vertel ek hoe dinge moet gebeur. Vir nog ander mense
is dit hulle gesin, my man of my vrou, my kinders. Vir nog ander, my sport, my ontspanning, my vriende, my beleggings. Al hierdie aspekte is belangrik in elke mens se lewe. Ons is tog nie askete wat daar eenkant alleen sit en traak my nie en los my uit. Ons wil behoort. Elkeen van ons wil kontak hê met die ander, geanker wees in die samelewing. Kyk maar hoe die president se aankondiging maandag aand die hele land in 'n warboel gesit. Elkeen is geaffekteer. Nie een van ons wil eintlik alleen eenkant wees nie. Ons wil nie alleen deur die lewe gaan nie. Ons wil ankers hê, ons wil strukture hê, ons wil dinge hê om aan vas te hou. Maar nou is die groot probleem met ankers juis dit, dat ankers baie keer hulle hou vas verloor. Dat 'n anker 'n ander waarde kry as wat ons eintlik bedoel het. Moses het in hierdie geval voorskrifte vir offers gehad. Jy kon 'n bul of 'n ram of 'n ooi of duwe of graan of vrugte of wyn, wat ook al kon jy geoffer het. Afhangende van wie dit is wat offer en waarvoor die offer is, was daar verskillende items wat geoffer kon word. Maar nou vir die gelowige pelgrim op reis na die tempel om te offer, raak dit 'n probleem. 'n Bietjie van 'n beslommernis. Want na die volk uit ballingskap uit teruggekeer het hulle nie meer al om Jerusalem gebly nie, het hulle weier begin bly. En soms het dit 'n paar dae se reis gekos om by die tempel uit te kom om te offer. En daarom raak dit moeilik. Want rowers kan lê en wag. Die diere kort kos, hulle kort water, hulle kan dalk seer kry. En as hy seer gekry het, dan is hy nie meer goed om vir 'n offer nie. En nou ja, 'n Jood maak 'n plan. Kom, dis makliker en veiliger om 'n offerdier hier by die tempel te koop. Klink vir my amper so maklik soos om TV kerk te hou, eerder as om erediens te gaan hou. Net jammer dat hierdie transaksie 'n groot deel van die tradisie en die inhoud van die offer laat verlore gaan. Want die offerdier, kom ons sê nou maar die bokkie, moet as te ware deel van my wees. Ek behoort amper 'n verbintenis met die dier te hê. Ek moes hom kos gegee het, water, versorg het, sorgvuldig uitgekies het, om soms selfs gedra tot by die offeraltaar. Hy moet 'n deel van my wees. 'n Deel wat eintlik ek self verteenwoordig, wat my verteenwoordiging op die altaar is. Om so dier te offer, het sekerlik meer emosionele waarde as om net sommer 'n item te koop en te gaan offer. En dit is dalk ook waarom Jesus in Markus 11 die tempel gaan skoonmaak. Die geldwisselaars se tafels word omgegooi en die diere word vrygelaat. Hoekom? Want God se huis moet 'n huis van gebed word. Jesus wil hê dat die inhoud moet terugkom in die anker van die volk. Dat die God waarvoor hierdie groot mooi tempel is, die Almagtige, aanbid word. En as ons hierdie waarde van die tempel in ag neem, dan is Jesus se woorde op hierdie bewondering totaal uitpas uit. Uitpas met die gemeenskap en met die disippels se siening.
Want Jesus sê in vers 2 van Markus 13, sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander oorbly nie. Alles sal afgebreek word. Mensekind, moenie jou vertrou op dooie dinge stel nie. Moenie dat hierdie mensgemaakte grootheid vir jou alles word nie. God is groter. Hy is die Almagtige. Hy is die een wat nie een van hierdie klippe op die ander sal laat oorbly nie. Moenie gerus wees wat nie ewige rus kan gee nie. Kyk weg van die klippe. Raak gefokus. Nie op lewelose voorwerpe nie, maar op hom wat waarlik lewe gee. Jesus leer sy disippels om te fokus. In Markus 13 vers 3 tot 13 wat ons gaan lees, sê hy net nadat hy nou gepraat het oor die tempel, sê hy Jesus het op die Olyfberg gaan sit reg oor die tempel en toe hulle alleen was. Vra Petrus en Jakobus en Johannes, Andreas en sê vir hom, sê vir ons, wanneer sal dit gebeur? En wat sal die teken wees? En wanneer sal dit alles volëindig word? En dan sê Jesus vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Daar sal baie onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense mislei. En wanneer julle die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet ook kom. Maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnode wees. Hierdie dinge is geboortepyne van 'n nuwe tyd. En dan in vers 9 sê Jesus ook, en julle moet teen julleself op julle hoede wees. Mense sal julle aan die geregshowe oorlewer, in sinagoges sal julle geslaan word, en goewerneurs voor goewerneurs en konings sal julle oor my teregstaan. Dit sal 'n getuienis vir hulle wees. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Maar wanneer hulle julle gryp om julle oor te lewer, moet julle nie vooruit bekommer oor wat julle sal sê nie. Maar julle moet praat soos daar op daardie oomblik aan julle gegee word. Kom weg van die geraas af. Kom weg van dit wat jou kwel. Kom by die Olyfberg. Kom eenkant, kom alleen. Liewe vriende, wat nou wêreldwyd gebeur, is verseker 'n groot betekenis vir elkeen van ons. Al die ankers van baie mense word uitgeruk. Dit wat vanselfsprekend is, word gestuit. Die klippe van jou tempel word afgebreek. Jy mag nie rondbeweeg soos jy wil nie. Jy kan nie gaan koop nie. Jy kan nie by mekaar kom nie. Ja, selfs nie eers kerk hou nie. Niks waaraan jy gewoond was, kan nou gebeur nie. En of jy wil of nie, jy is met verlof. Verpligte verlof. Werk is belangrik, want ek wil tog voorsiening maak vir my gesin en vir my toekoms, vir my aftrede. Ek moet spaar, ek moet belê. Ek moet die beste opbrengs kry. Ek moet woeker met al my geleenthede en my geld. En dan val die markte. Verloor die rand sy waarde, word die geld wat vir die regering gegee word, verkwis op ander maniere. En skielik is my toekoms onseker. My sekuriteit, my tempel word afgebreek. My ankers is uitgetrek. En wat nou?
Israel het gedurig deur beleef hoe hulle ankers uitgetrek word. God het gesê, ek sal jou God wees, en jy sal my volk wees. Volg my voorskrifte en dit sal met jou goed gaan. God voorsien. En uit die oorvloed van sy voorsienigheid gaan dit met ons volk goed. En dan beweeg die volk onder God se genade uit. Begin hulle nie meer hulle ooreenkoms nakom nie. Raak hulle nie meer die volk nie. Dan raak die ek belangriker as die plek wat ek voor God het. En dan moet God vir Israel in die bek ruk en terugtrek, sodat hy kan onthou dat dit God is wat in beheer is. Dan gebruik God ander volke met ander tradisies om Israel in ballingskap weg te voer, sodat hulle niks van hulle eie oor het nie. Daar is nie meer 'n tempel nie. Daar is nie meer offers nie. Al wat oorbly is God alleen. Tot op die fondasie afgebreek. En so gebeur dit keer op keer totdat Jesus kom om die finale oplossing te bring. Om aan die kruis God se liefde totaal te vertoon. En daarmee is Jesus nou besig, terwyl hy met sy disippels praat. Hy is op pad na Jerusalem toe, Jerusalem waar hy aangekla en voor die owerhede gegooi gaan word. En vir geen ander rede as dat hy gekom het om die wet te vervul. Omdat hy gekom het om te wys wat liefde is. Omdat hy gekom het om te wys wat Gods diens beteken. En wie daag hom voor die hof? Nie die wêreld nie. Juis, hulle wat wag vir die verlosser. Die volk van God verwerp die seun van God. Want my anker wat ek het, wat kom, is nie die anker wat ek sien nie. Jesus, sy leer, sy lewe, sy voorbeeld, is nie wat ek verwag die Messias moet wees nie. Want mense verstaan nie die inhoud van God se liefde nie. Dis waarom Jesus ook die disippels teen die berg opneem, sodat hulle eenkant kan sit en kan besin oor die wêreld en oor die lewe en waaroor alles gaan. Interessant dat Markus sê dat hulle reg teenoor die tempel gaan sit het. Jesus begin die disippels leer oor die einde van die dae, wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Maar hulle word geleer oor wat nou moet gebeur. Hoe om nou te lewe. Hoe om nou te wag vir môre. En dan lê Jesus klem op 3 dinge. Klem op jouself. Klem op die wêreld. En klem op die ander mense. Jesus sê vir die disippels, word stil. Fokus. Pas op dat niemand jou mislei nie. Soek die Here, hoor die Here. Kyk na die woord van God. Want mense gaan kom om die kinders van God te mislei. Om te kom sê, hier is die Here, daar is die Here. Maar alles vir hulle eie gewin. Dis net Jesus wat die verlossing kan bring. Moenie jou anker op ander mense plaas nie. Moenie na hulle luister nie. Moenie begin twyfel nie. Soek in God jou sterkte. Kry by die Here jou krag.
Maar net so is daar ook in die wêreld dinge wat gebeur, wat maak dat mense begin wonder. Is dit tog nie interessant, dat elke keer as daar iets groots in die wêreld gebeur, dan is daar 'n klomp mense met teorieë, sameswerings. Asof manne eenkant gaan sit en 'n plan uitwerk vir die wêreld. Planne agter mekaar sit om my en jou lewe deur mekaar te krap. Maar is nie net wêreldlinge wat so maak nie. Baie keer is dit sogenaamde godsdienstiges ook. Mense wat 'n spesiale woord van die Here af ontvang het. Wat 'n woord is, anders as wat God se woord self sê. So radikaal anders, dat niemand dit kan verstaan nie. Bykans asof hulle en die goddelike drie-eenheid ook saam in 'n conspiracy teorie was. Net hulle weet. Jesus sê, wat gebeur, gebeur om een rede. Om te sê, God is in beheer. En alles wat om jou gebeur, gebeur sodat jy kan weet, Jesus kom weer. Jesus kom weer. En die wêreld vertel jou daarvan. En dan is die laaste ding waarop Jesus aandag gee is die ander mense. Mense wat nie begrip het vir God se liefde nie. Van God se grootheid nie. Van God se genade nie. Mense wat hulle wat in liefde wil leef, wil uittrek en wil doodmaak, voor die howe wil draag. Wat Jesus voorspel, sekerlik nie aangenaam nie. Maar dit moet gebeur, sodat die eindtyd kan aanbreek. Elkeen van hierdie aksies het net een doel voor oë. En dit is om die kind van God nader na hom toe te trek, om vir hulle nuwe ankers te gee, om vir hulle te laat wys, moenie konsentreer op groot dinge nie. Konsentreer op die God van die dinge. As ons dit wat op die oomblik in die wêreld aan die gang is, in gedagte hou, is daar net een saak wat voorop staan. Net een punt. Keer terug na God. Die Almagtige. Die een wat beheer het oor lewe en oor dood. Raak stil en kom weer by hom uit. Nou is die beste tyd om jou stilte tyd in plek te kry, om jou gebedslewe weer op plek te kry, om die verhouding tussen jou en jou huisgenote rondom God se woord op plek te kry. Ons sal deur hierdie stilstand uitkom. Ons sal sterker ander kant uitkom. Maar sal ons met God ander kant uitkom? God wat sê, wie tot die einde toe volhard, sal gered word. Hy is jou anker. Hou op hom vas. En gaan in die wêreld in en sê dat Jesus het gekom om alles te verlos. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die grootheid. Dat ons wat maar 'n stoffie op 'n skaal is, 'n druppel aan die emmer is, dat ons deel van die skepsels is. Eintlik maar niks. Maar tog het U ons so lief dat U U seun Jesus gestuur het as ons verlosser.
wat namens ons die vloek en die smaad van die sonde aan die kruis moes kom dra. Wat die skuldbewys van my sonde en van elkeen van ons sonde teen die kruis gaan vasspyker het. Here, vandag kom ons skuld bely. Kom ons bely dat ons so besig raak met ons eie dinge, dat ons U nie meer regtig raak sien nie. Nie soos U raak gesien wil wees nie, as die verlosser wat sê, kom na my toe. Vandag dra ek ons land aan U op. Elke lid, elke inwoner in ons land, dat U vir ons sal bewaar teen die kwaad, dat U vir ons nader na U toe sal trek, en dat ons in dit wat ons nou beleef, U liefde sal beleef. Here, ek dra ons kerk aan U op. Elkeen van ons gemeentelede, hou ons styf teen die bors vas. Hou die siekte van ons weg en verlos ons van die bose. Ek wil hulle wat bekommerd is oor hulle kinders en hulle ouers wat siek is, wil ek na U toe bring en ek vra dat U hulle vertroosting sal bring, dat U genesing sal bring waar 'n genesing kort, en dat U moed sal bring waar mense moedeloos raak. Maar Here, bovenal, bid ek dat ons U liefde sal beleef en dit teenoor mekaar sal uitleef. In Jesus naam. Amen.